Nou ja, liewe vriende, broers en susters, ek wil vir jou nooi om vanmôre die woord van die Here saam met my oop te maak in Galasiërs hoofstuk 1 vers 6 tot en met vers 24 en dan in die tweede hoofstuk Galasiërs 2 vers 1 tot 10. Ons is besig om met jou te praat na aanleiding van Paulus se opdrag aan Timoteus om beproef voor God die woord van die waarheid reg te sny. En wil ek vanmôre hierdie gedeelte dan lees en ek wil hê jy moet vanmôre fokus op die woordewisseling of dan die keuse van woorde wat die apostel Paulus gebruik om hierdie evangelie wat God hom vergeroep het, dit met eenvoud en met foutloosheid aan die nie-Jode te verduidelik. Hy skryf aan die gemeente, dit is 'n klomp gemeentes in die provinsie Galate, en hy sê ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar als sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Ek wil jy moet let op die gesag van die apostel en die beproefdheid wat hy reeds geleer het om 'n waardige snyer of verkondiger van die waarheid te wees. As ons almal maar net hierdie gesindheid het, dan sal ons met groot versigtigheid met die woord omgaan. Hy sê, as iemand 'n ander evangelie bring, laat hom 'n vervloeking wees. Vers 9, soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer. As iemand julle 'n evangelie verkondig, in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodendom voortgegaan het, bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerhaar was vir die oorlegginge van die voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene
sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens 3 jaar daarna het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom te bly. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf, voor die aangesig van God ek lieg nie, daarna het ek gekom in die streke van Sirië en Sicilië, en ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my. En dan blaai ons na hoofstuk 2 en ons lees die eerste 10. Daarna 14 jaar later, jy moet kyk die tydsaspekte wat hier gepraat word. 14 jaar na Paulus se bekering is die volgende gebeurtenis. Het ek opgegaan weer na Jerusalem met Barnabas en Titus ook saamgeneem. Maar ek het opgegaan op grond van openbaring en hulle, dis die Jode in Jerusalem, die evangelie voorgelê wat ek onder die heidene verkondig. So baie duidelik, as ek myself onderbreek, is daar nou 2 verskillende evangelie aanbiedings. Een wat Petrus met die Jode gedeel het, en een wat Paulus met die heidene gedeel het. En by hierdie synode in Handelinge 15, kom Paulus nou en hy gaan verduidelik wat die openbaring is wat God vir hom gegee het ten opsigte van die heidene. Hou dit in jou gedagte. Ek het voorgelê wat ek aan die heidene verkondig. En afsonderlik aan die wat in aansien was, dat ek nie miskien te vergeef sou loop of geloop het nie. Maar selfs is Titus, wat by my was, nie gedwing om besny te word, alhoewel hy 'n Griek is. En dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders wat ingeslyp het, om ons vryheid te bespied, wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring, aan wie ons self nie 'n oomblik in onderwerpheid toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. Maar van die wat in aansien was, wat hulle vroeër was, maak by my geen verskil nie. God neem die persoon van die mens nie aan nie. Hulle dan, wat in aansien was, het my niks meer opgelê nie. Dit beteken, hulle het nie vir Paulus gesê, na sy aanbieding, dat ons wil hê, jy moet jou aanbieding verander, en dit wat ons vir die Jode deel, 'n Messias, wat jy moet aanneem, moet ons jou evangelie nie wil verander, dat jy dit moet byvoeg, of moet weglaat, van dit wat jy aanbied nie. Maar inteendeel, toe hulle sien, dat aan my die evangelie vir die onbesnedenis toevertrou is, net soos aan Petrus vir die besnedenis, want hy wat Petrus bekragtig het, met die oog op die apostelskap vir die besnedenis,
het my ook bekragtig met die oog op die heidene. Met ander woorde, Petrus na die Jode, Paulus na die heidene. En toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barabbas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. Alleen moes ons aan die armes dink, wat ek met my juis ook beywer het om te doen. Ek gaan net tot daar lees. Ek wil jy moet weer Galasiërs 1 en 2 na vanmôre se woord gaan luister en gaan lees en seker maak dat jy sien en verstaan dat die Here met Petrus en met Paulus in verskillende tydperke gewerk het, alhoewel die tydperk oorvleuel het, die een gestuur is vir die Jode, wat Jesus voorgestel het, as 'n Messias met 'n aardse koninkryk, en aan die heidene voorgestel is deur die apostel Paulus, as 'n koning met 'n hemelse koninkryk. Dis baie belangrik om dit te verstaan. Ons het vanmôre vir u 'n kaart uitgedeel wat u moet daar by jou hou, en as ons na die kaart verwys, dat u dit kan volg. Ek wil baie vinnig dit net met u deurhardloop. U sal sien dat daar 'n groen, 'n geel en 'n pers lyne is wat vertikaal afbeweeg. Dit onderskei 3 baie uitsonderlike gebeurtenisse, wat as ons volgende week sal kyk na die profetiese dae, dat u sal agterkom dat God 'n dispensasie begin met seën. En as die dispensasie tot 'n einde kom, die ontvangers van hierdie standaarde van die dispensasie of geseën word of geoordeel word. En dis die onderskeid, en ek sê weer wat ek in die verlede gesê het, moenie jou blind staar teen woorde wat jy nie meer versaamstem of wat jy nie meer verstaan nie, om dit te verwerp ten koste van die vloei van die regdeel van die skrif. Ek wil nie eers name aan hierdie 3 pyle gee nie, om dit daar op te merk. Ek wil hê jy moet sien op hierdie stadium, dat 'n dispensasie tot 'n einde kom aan die einde van die groenstreep. Dat daar 'n tydperk plaasvind en dat daar 'n uitkoms met 'n seën of 'n oordeel plaasvind met die streep van oranje of geel dan. En dat daar 'n nuwe dispensasie aanbreek wat onderbreek word met die persstreep. As u voor die groenstreep kyk, sal jy sien dit is die koninkryk wat in die Ou Testament aan Israel beloof is. Die profete het tot en met die groenstreep, die geboorte van die Here Jesus, gepraat van 'n belofte van 'n Messias wat gaan kom. Hy word gebore en sy bediening en Johannes die Doper se bediening tot en met die kruisiging van Jesus
het gepaard gegaan met die verkondiging van die koninkryk. Die Jode verwerp die koninkryk met Jesus as Messias en hy word gekruisig. Die begin van die van die Handelingeboek word die koninkryk weer aangebied tot en met hoofstuk 7. En dan word die koninkryk finaal verwerp toe die volk Stefanus stenig. En dan begin God met hierdie evangelie waar Paulus geroep is, as jy op die kaart kyk, sal jy sien, die rooi streep en die blou streep, die vertikale die horisontale strepe, praat van hoe God met Israel gewerk het, en hoe Paulus nou deur die genade van God met die heidene werk. En dat daar weer 'n tydperk gaan kom, waar die oranje pyle 'n baie belangrike skeiding is, waar die tyd van die heidene ophou. En God weer terugkeer om met Israel te werk. En die volk in die verdrukkingstyd voor te berei vir die koning wat gaan kom, die persstreep. En dat Jesus kom na die persstreep en die koninkryk op die aarde kom bevestig. En dit is belangrik dat u hierdie onderskeid sien, want tot en met die einde van die evangelies is dit uitsluitlik, en ons gaan baie meer in die toekoms hieroor praat, uitsluitlik Joods gerig. Hulle moes Jesus as Messias aanvaar wat 'n aardse koninkryk verlig. Dan die boeke Romeine tot by Filemon, die boodskap vir die kerk, of dan die heidene, dat verlossing in Christus Jesus is nie as Messias nie, want ons verwag nie 'n koning op die aarde nie. Ons fokus, Kolossense 3 vers 1, is 'n koninkryk waar? In die hemel. Want 3 vers 1 van die boek Kolossense sê, bedink die dinge daarbo waar Christus is. Paulus sê in 1 Korintiërs en 2 Korintiërs sê hy, dat ons sy aardse tentwoning is 'n tydelike blyplek op die aarde, maar ons verwag hierdie erfenis, wat vir ons 'n hemelse erfenis bied, en dis waarom Jesus in hierdie oomblik in die hemel voor sy koms vir die mense intree. En dat God dan na dit weer terugkeer, die boek Hebreërs tot Openbaring, waar hy vir die Jode weer in die verdrukkingstyd voor die koms van Jesus en die vrederyk na die koms van Jesus vir hulle opdragte gee van hoe hulle moet lewe. En dan onder, as jy vinnig kyk, die dispensasie tot die kruisig, tot die geboorte, 4000 jaar, die dispensasie van die geboorte tot en met die tweede koms 2000 jaar, en dan die laaste 1000 jaar van vrede, wat ons dan die volmaakte getal 7 gee, wat God dan die aarde opgedeel het in 7000 jaar, of dan 7 verskillende dispensasies. Maar ons sal bietjie later meer daaroor sê. Nou kom ons kyk vinnig wat ons by verlede week stilgestaan het. Ons het gekyk na die laaste klompie hindernisse wat jy as Bybelleser sal ondervind wanneer jy die skrif lees. En jy sal onthou, ons het gesê dat ek en jy lees die Bybel en God gaan nie inmeng en vir my sê ek verstaan dit verkeerd as ek dit nie wil aanvaar. Hy gaan nie in die middel inspring en vir my sê, maar jy praat nou nonsens nie, dis wat ek beloof nie. Die Heilige Gees doen die werk, maar jy moet onthou dat die probleem of die hindernis is wat jy het, is jy lees die Bybel en jy besluit oor sy vertolking. Die Heilige Gees sal jou nie anders lei as jy nie anders gelei wil word nie. En dis waarom dit so belangrik is om die woord reg te sny. God se opdrag
het ons gesien, soos die skrif dit progressief laat vorder, merk ons die detail van die opdrag wat uitgebrei word, maar dat die inhoud van die skrif dieselfde bly. Of Kain en Abel in die Ou Testament moes offer vir saligheid deur 'n lam wat verwys het na Jesus toe, of ons wat vandag terugkyk en die offerlam Jesus raak sien, is die opdrag en die progressie verander, maar die inhoud bly, iets moet in jou plek sterf. Jy kan nie regverdig wees uit jouself nie, en jy kan nie vir jou eie sondes betaal deur wat jy doen nie. So die progressie, die detail verander, maar die inhoud bly dieselfde. God werk met verskillende mense by verskillende tydperke op verskillende maniere met verskillende uitkomste. Voorbeeld, as ons in die Ou Testament kyk, sal jy sien dat die Ou Testament fokus op geloof en werke, want jy moet volhard tot die einde toe om gered te word in die Ou Testament. En soos wat jy sterwe, dit bepaal jou ewigheid. So in die Nuwe Testament sien ons dat die Nuwe Testamentiese aanbieding van Jesus is geloof en genade alleen. En dis baie, verskoon die woord confusing, as jy nie verstaan dat jy die woord reg moet onderverdeel nie. Dis hoekom mense vir jou sê dat die Bybel homself weerspreek wat nie die waarheid is. So afgesluit by Jesus se drievoudige bediening in die verlossing van die mense gesien, hy's 'n profeet, hy's 'n priester en hy's 'n koning. As profeet kom hy om te sterf, as priester tree hy in vir ons, maar hy kom weer om as koning oor hierdie aarde te regeer. En wanneer ek hom aanneem in hierdie dispensasie van genade, dan word hy die koning van my hart. Maar vir die Jode word hy 'n aardse koning in Jerusalem op die troon van Dawid. En dis baie belangrik om hierdie onderskeid te tref. Ek wil vanmôre met jou praat oor beproef voor God, woord van die waarheid regsny, deur vinnig vir jou profetiese dae skrif uit te wys. Ons gaan nie detail nie. Net kyk na die begrip profetiese dae, dat wat hierdie dag verteenwoordig, dui op 'n ander tydperk wat nie gelyktydig sal plaasvind nie. God se tydlyn reg verdeel volgens Efesiërs 2, sal jy sien dat hy sê julle wat vroeër ver was, het naby gekom deur die bloed van Christus. Dan praat hy van nou in Christus Jesus, het julle wat ver was, naby gekom. Julle was vroeër verworpe, julle is nou aanvaar in Christus, en dan sê hy in hoofstuk 2 vers 7, sodat hy in die eeue wat kom, die uitnemendheid van sy rykdom en van sy genade kan kom proklameer. Met ander woorde, as ons die Bybel wil indeel, grootendeels in 3 groot dele, dan sal jy kyk na dit wat God voor die kruis gesê het, dit wat God na die kruis in hierdie huidige dispensasie gee, en dit wat God oor die toekoms sê. En baie duidelik moet ons dit onderskei. Om te verstaan en te onderskei in hierdie indeling, moet ons kyk na die onderskeid wat God maak met die gebruik van profetiese dae. Nou, ek hoop die beskrywing profetiese dae gaan jou nie deurmekaar maak nie. Maar wat ek hiermee sê is, dat God gedurende sy groot opdrag, 'n
sy hele saligheidsplan in verskillende dae indeel. Nie 'n dag van 24 uur soos ons 'n dag ken, maar in 'n tydperk wat hy dan 'n dag noem, wat dan 'n era is of 'n dispensasie is, waarby hy sekere dinge van sekere mense gaan verwag. As ons nou kyk na profetiese dae, moet ons onderskei tussen twee begrippe, die begrip tye en geleenthede. Tye is binne hierdie bepaalde dispensasie, en die geleenthede is dit wat God gedurende hierdie dispensasie vir die hoorders bied. Want daar kom 'n einde aan dit. En ek kan nie, as ek aan die einde van die dispensasie kom en Jesus sy kinders kom haal, verwag dat as ek lewe in die volgende dispensasie, ek die seën van God van die vorige dispensasie kan opeis. Want die tyd en die geleentheid is verby. Die profetiese tyd onderskei ons in 3 tydsaspekte. Ons het nou gepraat van die verlede tyd, die profetiese tye en dan die laaste tye. En jy sal kort lees dat die apostel Paulus van hierdie tydsindelings praat. Hy sê in die laaste dae sal daar goddes kom, sê Petrus. Paulus sê in die laaste dae sal dit en dit en dit die leefwyse wees van mense wat Christene is. En elke keer praat hy van 'n verlede tyd, 'n huidige of 'n hede, en dan die laaste dae wat praat van die uitkoms van dit waarvoor ek dan geleef het. In Hebreërs hoofstuk 1 lees ek die volgende. Hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders, deur wat? Deur profete. Tot en met Jesus se geboorte was dit mense wat met mense gepraat het. God gestuurde mense na sy mense. Maar in hierdie laaste dae spreek hy tot ons deur sy seun. Dis waarom Johannes sy evangelie begin. As hy sê, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Verder in vers 11 sê, hy het onder sy mense kom woon. Hierdie stem van die profeet, God se stem aan die profeet, aan die volk, het nou verander na God se stem deur Jesus na die mensdom. En dit maak 'n geweldige verskil. Kom ons kyk vinnig na die verskillende tydsbegrippe in die skrif. Nommer 1. Blaai vir my na Handelinge hoofstuk 17, daarvan vers 30 af. En ons gaan die eerste storie of die eerste definisie kry van profetiese dag. En hy noem dit die tye van onkunde. 'n Profetiese dag in die Bybel. Ek lees vir jou van vers 29 af. Handelinge 17 vers 29. As ons dan die geslag van God is, luister mooi, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. So ons moet nie dink dat die gode van die heidene en die gode wat selfs Christelike kerke, as ons dit nou vandag wil toepas,
wil maak en daardie beeld in die kerk sit, dat dit gelyk aan God is. So Paulus praat hierop met sy toespraak in Handelinge 17, en hy sê dat ons moet as geslag van God nie dink dat ek nou deur hierdie beeld by God uitkom. Want op 'n paar plekke in Handelinge sal jy sien dat wanneer hy preek, die inwoners van die stad na hom toe kom en sê, maar ons weet van hierdie God van jou, want hier's sy beeldjie. En Paulus sê vir hulle, dis nie die God wat ek van praat. Hy praat op 'n plek van die onbekende God. Want die heidene was so bang dat hulle een van die gode sou nie erken nie, dat hulle 'n altaar gebou het en dit genoem het die altaar vir die onbekende God. En gedink het dat as ons nou genoeg altare het, hierdie God vir ons sal luister. En Paulus sê, hierdie onbekende God is die een wat ek nou vir jou wil bring. Hoor wat sê hy? Hy sê, dis nie beelde nie. Hy sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het, die einde van die dispensasie, waarop hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het. Johannes 5 vers 28 en 29 sê dat die oordeel is oorgelaat aan die Seun. Hy word verwerp as Messias, die Jode gaan verantwoording vir hom doen. Die heidene verwerp hom as verlosser, die heidene gaan voor God staan aan die einde van die tyd, en God gaan hulle oordeel deur 'n man wat hy aangestel is, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. So die tye van onkunde, waarvan Paulus hier praat, is die tyd van goed wat ons in die plek van God aanbid. Voordat die volle plan van God dan geopenbaar was. En Paulus sê by hierdie toespraak, die tye van onkunde is verby. Jy kan nie deur een van jou gode te aanbid, dink dat jy by die God uitkom. Want hy het duidelikheid gegee deur wat te doen. Deur die verlosser uit die dode uit op te wek. So die tyd van onkunde is verby. Dan praat hy in die tweede plek van die tye van die nasies. En hy noem dit ook 'n profetiese dag. En ons blaai na Lukas 21 vers 24 toe. Jesus is aan die woord, dieselfde gedeelte in Matteus 24, Lukas 21 en in Markus hoofstuk 13, as ek nou die Markus hoofstuk reg het. Word daar 'n profetiese tyd van gepraat. En Jesus sê, maar wee die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees, en toorn oor, wat staan daar? Hierdie volk. Van watter volk praat hy? Van die Jode. So jy moet baie mooi kyk.
Hy sê daar sal toorn wees oor hierdie volk, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val, en as kruisgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies. Tot wanneer? Totdat die tye van die nasies vervul is. Alhoewel Israel in 1948 onafhanklikheid gekry het en onder die stam of die titel Israel is, het die volk geen seggenskap in Jerusalem nie, want die tye van die nasies is nog nie vervul nie. Waarna verwys hy? Hy verwys vir Israel na 'n tyd van elende en van verdrukking. Dit word in Jeremia ook die Jakob se benoudheid genoem. Daar's 'n tweeledige betekenis. In Lukas 21 is daar 'n dubbele vervulling. Die eerste vervulling vind plaas by die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus, waar hy sê in Lukas 21, wee die vroue wat swanger is, daar sal 'n groot nood in die land wees, hulle sal met die skerpte van die swaard, sal hulle sterf, hulle sal as kruisgevangenes weggevoer word, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tyd van die nasies verby is. Die verwoesting van Jerusalem. Ek wil nie baie tyd spandeer nie, ons gaan nie deur alles kom nie, maar ons gaan op 'n stadium daaroor praat. Ek wil hê jy moet Lukas 21, Markus 13 en Matteus 24 en 25 in hierdie verband gaan lees. Want die disippels vra vir Jesus 3 vrae. Hulle wys hom die tempel. Jesus sê die tempel gaan afgebreek word. Hulle kom by hom toe dit stil is en hulle vra vir hom hierdie 3 vrae. Matteus 24 vers 1 tot 3. Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Want hy het gepraat van die tempel wat afgebreek gaan word. En wat is die teken van u koms? 3. En hoe lyk dit aan die volëinding van die wêreld? Matteus 24 antwoord Jesus nie vraag 1 nie. Maar in Lukas 21 antwoord hy vraag 1 eerste. En dis waarvan ons nou lees. 'n Tydperk van die verwoesting van Jerusalem, maar ook 'n tydperk waar Israel in die verdrukking na die tyd van die nasies verby is, wanneer die evangelie wat Paulus aan die heidene bring tot 'n einde kom en die kerk weggeneem word, daar 'n tydperk gaan wees waar God met Israel gaan weer werk. En onthou die kaart nou, en Israel voorberei vir die koms van hulle koning. So Lukas 21 praat juis van hierdie gebeurtenis. In Handelinge hoofstuk 3 vers 19 lees ons van die 3de profetiese dag. En hy noem dit die tye van verkoking. Blaai saam met my Handelinge 3 vers 17. Hy sê, en nou broeders, ek weet dat julle dit, wat is dit? Jesus as Messias verwerp het, in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Petrus praat nadat die lam man in die tempel genees is, en Petrus en Jakobus gevange geneem is. En hy kans kry om sy saak te stel, sê Petrus vir die Joodse raad, broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Wat was dit? Om Jesus te verwerp en te laat kruisig. Maar God het op hierdie manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete
dat die Christus sou ly. So julle wetgeleerdes, julle was veronderstel om te weet dat julle Messias sou kom ly. Want die profete het dit verkondig. Kom dan tot inkeer en bekeer julle. Dis 'n teksvers wat baie maklik in ons dispensasie ook gebruik word. Nou, dis nie verkeerd nie, dat jy moet tot inkeer kom, en dis die eerste deel van bekering, om tot stilstand te kom en te besef dat jy verkeerd is. En dan om in jou sonde te breek en weg te draai na Christus toe, dis die tweede deel van bekering. So dis nie verkeerd dat ons hierdie teksvers in ons evangeliebediening gebruik word nie, maar ek wil hê jy moet kyk na die konteks. Hy praat met die Jode wat hierdie daad toe hulle Jesus verwerp en gekruisig het, dit gedoen het in onwetendheid. Omdat hulle mislei was deur die owerstes. Hy sê, maar dis nie die einde. Daar is 'n plan wat God vir julle het. In vers 19. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis, wat staan daar? Kan word. So aan die ander woorde, die bekering van die Jode het sondevergifnis in gedagte. Maar dis nie sondevergifnis soos wat ons dit in die dispensasie van genade het nie, waar jy as jy Jesus aanneem, jou sonde vergewe is. Dat wanneer hierdie tyd van verkokings kom, wat nou nog toekomstig is, julle nie die Messias wat julle verwerp het as koning op die aarde sal mis nie. Hy sê dat julle sondes uitgewis kan word en dat die aangesig, die tyd van verkoking van die aangesig van die Here mag kom. Weereens 'n tweeledige vervulling. Om terug te keer in die Messias aan te neem die nou, maar ook gedurende die tyd van verdrukking in die toekoms, gereed sal wees om die belofte van die koning as hy kom in Jerusalem as Jood te aanvaar. Ons gaan na Handelinge 3 vers 21, net 2 versies ondertoe. En hier praat hy van die tye van herstel of wederoprigting. Kyk na die teksvers. Dan in die konteks. En hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Want hy praat nog met die skrifgeleerdes terwyl hulle hom en Johannes gevange geneem het, omdat hulle in die tempel die man wat krepeel was laat loop het. Hy sê dat hy hom mag stuur, God hom kan stuur, wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Hom wat die hemel moet ontvang, tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het, deur die mond van sy heilige profete. En dan vat hy hulle terug en hy sê, Moses het gesê, daar gaan 'n profeet kom. So waarvan praat hierdie? 'n tyd in die toekoms, gedurende die tweede koms, Jesus het terugkeer uit die hemel. Hy sê, die hemel het hom ontvang, totdat hy gaan kom, om die tye van wederoprigting van alle dinge te bewerkstellig, wanneer hy as koning in die vredestyd in Jerusalem sal regeer. Dan gaan ons klaar maak na die 5de een in Efesiërs 1 vers 10, die volheid van tyd. Paulus praat met die gemeente in Efese. In Efesiërs 1 tot 3 praat hy van die genade van God die Vader. 4 tot 12 praat hy oor die genade van die Seun. En 13-14 praat hy oor die werk of die genade van die Heilige Gees. Nou sê hy, in hom, in die Seun, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,
wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na die welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die oog en die doel om alle dinge wat in die hemel, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Ons verlossing is in die bloed van Jesus. Maar wanneer hierdie verlossing sy volle werklikheid gaan beleef, is wanneer alles in die hemel en op aarde aan Jesus onderwerp is. En wanneer gebeur dit? Wanneer hy kom en wanneer hy die duiwel en sy magte vernietig het. God se oorspronklike plan om alles te verenig onder Christus by die finale vernietiging van sonde en sy mag. Dit word die finale beantwoording van Jesus se modelgebed in Matteus 6 vers 10, laat u koninkryk kom. Vir ons, terwyl ons leef as heidene, kom word koning in my hart. Vir die Jode, kom word koning op die aarde. En wanneer daai koms plaasvind, dan word alles, Jood en heiden, onder Christus verenig. En dan sal sy wil geskied oral. En sy koninkryk sal kom oral. En dis die onderskeid, en ons moet die goed raak sien. So met ander woorde, 'n profetiese plan, waar die heidene in beheer is, oor die land Israel en Jerusalem, en nie die Jode nie, is as gevolg van die verwerping van die Messias, wat tot en met sy tweede koms sal voortduur. Ek wil volgende week jou uitnooi om te kom luister na hoe God sy plan ingedeel het, sodat ons die woord reg kan sny. Lees asseblief dan 2 Petrus hoofstuk 3. Voordat ons daar kom, wil ek net vinnig 'n vraag antwoord. Die vraag is wat ek aan jou wil stel, is wat is God se doel met die skrif? Want u gaan volgende week gaan hierdie uitspeel. Wat is God se doel? En hoe het God die indelings gedoen in die skrif om sy doel te bereik? Die antwoord op vraag 1 is, God se doel is dat alle mense gered moet word. Dis sy uitsluitlike doel. Dat daar 'n spesifieke pad is om binne hierdie verhouding met God te wandel. As ons vraag 2 antwoord, hoe bereik hy hierdie doel? Dan sal u sien dat God deel sy plan op in verskillende dispensasies waar hy met mense werk. Nou ek gaan vinnig net vir jou wys en sê die definisie van 'n dispensasie. God werk met verskillende mense, verskillende geleenthede, by verskillende tye om verskillende doele te bereik. En dis die onderskeid. Mis jy dus jou dispensasie, mis jy die doel en die plan wat God vir jou het om dit om reg te maak. Mis jy jou dispensasie, verbeur jy die seën wat God vir jou en jou tydgenoot het. Beide gaan jou bring by frustrasie en by wanorde, want die doelwitte wat jy wil uitleef vir iemand anders, gaan nie vir jou vreugde bring. Die dispensasie maak die verstaan van die Bybel eenvoudig, want God kry kans om te sê wat hy wil sê. Binne jou dispensasie het jy nie nodig om 'n ander dispensasie te beantwoord nie. Jy het nie nodig om 'n ander leerstellings te verdedig nie, want dis jou pos. Bly binne dit wat vir jou geskryf is. Dit sal verhoed
dat die skrif buite verband en buite konteks gebruik word. Ek wil jou uitnooi en ek is klaar. Kom volgende week en kom kyk na die indeling van dispensasies of dan die eeue van God waarin hy werk en waar hy mense gebruik. Kom ons buig ons harte, bring julle kaarte saam, lees 2 Petrus hoofstuk 3 en ek vertrou dat die Here sy woord in ons hart gaan seën. Hemelvader, baie dankie dat terwyl ons u woord lees, terwyl ons toelaat dat u Heilige Gees u woord oopbreek, kan ons nie anders as om die lig te sien. Here, die groot verantwoordelikheid bly steeds dat ek nooit en nêrens aanspraak sal maak dat hierdie woord iets is van 'n kerk of van 'n teologiese leerstuk. Dat dit wat u gesê het, Here, gesê is en ons dit moeilik maak en ons dit uit mekaar uittrek en antwoorde en uitkomste daaraan bied sonder dat u kans kry om te sê wat u wil sê. En Here, dit is vanmôre vir ons met versigtigheid dat ons met u woord wil omgaan. Om nie sommer lukraak deur te draf en ons eie opinies te vorm nie. Maar om seker te maak, Here, dat Heilige Gees van God u sal spreek en ons sal luister. Here, ons is feilbare mense. Ons is mense wat baie maklik ons eie opinies vorm. Maar Here, wanneer by u woord kom, wil ons versigtig wees, omdat dit ons seën of ons oordeel gaan bepaal. Kom seën vir ons die woord en word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ons gaan geleentheid gee